Hallo julle, dit is stoffering jaar 3 vir kwartaal 1. Kom ons begin sommer direk op bladsy 2, werkplek veiligheid, beroepsgesondheid en veiligheidswet. Die wet op beroepsgesondheid en veiligheid, die BGW-wet, is verantwoordelik om te reguleer en te verseker dat gesondheid en veiligheidsstandaarde nagekom word deur werkgewers en werknemers en deur enige persoon insluitend die algemene publiek wat geraak kan word deur risiko's en gevare wat uit die werkplek spruit. Dit plaas selfs verantwoordelikheid op 'n verkoper van masjinerie om nie masjinerie te verkoop nie, tensy dit aan die wetgewing voldoen. Dit maak ook voorsiening vir die instelling van 'n nasionale adviesraad vir beroepsgesondheid en veiligheid. Die volgende is 'n paar algemene vereistes wat nagekom moet word om te verseker dat werktoerusting veilig is. Hou toerusting in 'n goeie toestand en behoorlike werkende toestand om 'n risiko van besering te verhoed. Gebruik toerusting slegs vir die uitvoering en onder die toestande waarvoor dit gepas is. Ontwikkel 'n beplande voorkomende instandhoudingsprogram om te verseker dat toerusting in 'n goeie toestand gehou word. Identifiseer items van toerusting wat met vooraf bepaalde intervalle getoets of ondersoek moet word. Verseker dat werkers wat herstelwerk, modifikasies, instandhouding en diens uitvoer bekwaam is. Hou rekord van onderhouds, kontroles, ondersoeke, toetsing en diens. Kragkabels kan beskadig word as dit nie behoorlik gelei word nie of toerusting verskuif word terwyl dit ingeprop is, soos die geval kan wees met elektriese aangedrewe beddens, huisbakke ensovoorts. Maatreëls moet getref word om die waarskynlikheid en gevolge van skade aan kabels te verminder in ooreenstemming met vervaardiger se instruksies. Maak werknemers bewus van enige gesondheids- en veiligheidsrisiko's verbonde aan werkstoerusting. Dan blaai ons om na bladsy 3. Veilige praktyke. Daar word ook van werkgewers verwag om elke werker wat nodig is om PBM of PPE te gebruik op te lei. So, wanneer dit nodig is, watter soort is nodig, hoe om dit behoorlik aan te trek, aan te pas, te dra en uit te trek, die beperking van die toerusting en behoorlike versorging en instandhouding. Nou hieronder lê die volgende PPE toerusting, persoonlike beskermende toerusting. So, hulle sê vir jou wat dit beskerm en soos in ander woorde, hulle sê vir jou wat die ding is wat jy gaan dra en dan wat dit beskerm. So eers dan kyk ons hierso, dis kopbeskerming, voorwerpe wat oorhoofs val of vlieg. Dit beskerm jou daarteen. Oogbeskerming, geblaaste stof of deeltjies metaalstukkies, sure of gevaarlike vloeistowwe en swyslig. Dit is wat die bril jou teen beskerm. Dan gehoorbeskerming. Dis nou jou oormoffies in ander woorde. Gereedskap en masjiene wat raas, swak, in stand gehoude masjiene. Dan wys hulle hierdie, hulle sê hierso hoogs sigbare hoed, onderbaadjie en broek. Stikkende voertuie, bestuurder wat se aandag afgetrek word, laat dit net jou duidelik uitstaan sodat hulle jou kan raak sien. Dan kyk ons hierso, jou chaps of jy net jou broek. Dit beskerm jy teen soos 'n kettingsaag. Soos hier so langs aan kyk, jou handbeskerming, hierdie handskoene wat hier so is, sê hulle skerp of warm voorwerpe, chemikalia, biologiese of elektriese gevare. En dan jou laaste tweekies, hier so kry ons voorwerpe wat val of rol, skerp of swaar,
nat en gladde oppervlaktes, ongelykte oppervlaktes, warm oppervlaktes en elektriese gevare. Dit is wat hierdie stewels jou teen beskerm. En dan laastens jou harnas. En sê hierso, werk meer as 6 voet of meer van die grond af. Ok, dit is wat dit jou help daarso. Gaan ons omlaai na bladsy 4 toe. Bietjie uitgaan. Ok. Die GVO, gesondheid, veiligheid en omgewing. Die GVO, gesondheid, veiligheid en omgewing bestuur. Die GVO, gesondheid, veiligheid en omgewing is 'n stel prosesse en prosedures wat potensiële gevare vir 'n sekere omgewing identifiseer, ontwikkel beste praktyke om daardie gevare te verminder of te verwyder en dan werknemers op te lei vir ongeluksvoorkoming en reaksie. Hoekom is GVO nodig? Die verskaffing van opleiding of inligting oor GVO help om. Sy maak seker dat werkers nie beseer of geraak word deur werk wat hulle doen nie. Implementeer 'n positiewe gesondheid en veiligheidskultuur wat gesondheid, veiligheid en welstand bevorder. Bestuur werkplek gesondheid en veiligheid op 'n beter manier. Verseker welstand deur gevorderde tegnologie en professionele ontwikkeling. Dan kry ons kraggereedskap of toerusting wat nie verbruikbaar is nie. Hierso sê hulle eers die gereedskap en dan sy gebruik. Die kramgeweer wat nou gewoonlik gekoppel is hier op die kompressor. Maar ons gaan na die kramgeweer toe om die materiaal aan die raamwerk vas te kram. Die kompressor om die kramgeweer die krag te gee om die krammetjies te skiet. Die boor om die raamwerk van die produk te bou. Die knoophaars om materiaal te sny en knope oor te trek vir stoffering, ander woorde net om knope te maak. Die strykyster om materiaal mee te stryk voor jy knip. Snytafels om genoeg spasie te hê om patroondele reg te plaas op die materiaal op daardie tafel. Blaai om na bladsy 5. Handgereedskap nie verbruikbaar. Skerp. Die gebruik om materiaal en gare mee te knip. Hamer. Om krammetjies wat uitsteek in te slaan. Sagte maatband om materiaal en hout te meet, veral kurwes, staalmaatband om raamwerk, hout en harde bord te meet. Kramverwyderaar om krammetjies uit te haal wat verkeerdelik gekram is. Rubberhammer om leer stempels te slaan. Die meterliniaal om hout en groot patroondele te meet. 90 grade winkellak om 90 grade hoeke perfek te maak. Naaldwerkmeter om kort afstande te meet. Die G-klampe om materiaal in plek te hou terwyl jy werk. Skroewedraaier om skroewe los te maak en vas te draai. Naalde gebruik vir handwerk en masjienwerk op materiaal. Ons draai na bladsy 6 toe. Meet gereedskap wat jy dan gebruik. Jou staalmaatband. Of kom ons begin net eerder so. Hier is jou gereedskapnaam, die gereedskap prent, gereedskap gebruik en dan laaste na ek almal deurgewerk het, gaan ek net die versorging en onderhoud van al die gereedskap deurgaan. Staalmaatband, meet langstukke hout ensovoorts, meet gewoonlik in meter. Maatband, meet dele met kurwes, kan meet in meter, sentimeter en millimeter. Die naaldwerkmeter, meet korter lengte soos some en nate, meet in sentimeter en millimeter. Staalliniaal, meet van spons en materiaal en merk dit versny, en dit meet ons in sentimeter en millimeter. Jou winkellak, meet van spons en materiaal en merk dit versny, maak seker hoeke is 90 grade.
So nou laaste die versorging en onderhoud. Maak skoon met 'n lintvrye lappie. Hou droog om roes te voorkom. Geen direkte sonlig om rek te voorkom. Maak seker nommers en merkies is leesbaar. Kontroleer deur seker te maak afmetings is steeds akkuraat. Meet met staaliniaal en maatband. Staal en materiaal sê hulle daarso. So 'n staaliniaal, die definisiekie is, word gebruik om kleiner reguit dele van materiaal te meet. Maatband, materiaal om kurwes te meet. Maatband staal word gebruik om groot stukke hout en ander groot stukke materiaal te meet. Bladsy 7, basiese meeteenhede. Hier gaan ons sien mm vir millimeter, cm vir centimeter en m vir meter. Dit sê dan millimeter om klein lengtes soos nate, soem en knoopsgate ensovoorts te meet. Centimeter om 'n bietjie langer lengtes te meet soos patroonstukke ensovoorts. En meter om langer lengtes te meet soos wanneer materiaal, hout ensovoorts gekoop word. As ons dan hierso gaan kyk, hierso wys hulle vir ons centimeter en millimeter, dis dan jou nulpunt daarso, so dis 1 mm, 2, 3, 4, 5 mm, 6, 7, 8, 9, 10 mm, of net 1 centimeter. 11, 12, 13, 14, 15 mm, 16, 17, 18, 19, 20 mm, of net 2 centimeter. Dit is wat jy dan gebruik is soos jou liniaal, en dit is die basiese manier hoe ons dit dan sal meet. Dan kry ons berekeninge, omskakeling van millimeter, centimeter en meter. Dis in ander woorde millimeter na centimeter en dan van centimeter na millimeter. Dis jou omskakeling of net jou herleiding. So as jy wil gaan van millimeter na centimeter toe, dan kyk jy net want hoe gaan die pyltjie se kop, dan weet jy maal met 100. As jy van centimeter na millimeter toe wil gaan, dan weet jy kyk na die pyltjie se kop maal met 10. En as jy wil van centimeter na meter toe gaan, deel jy met 100. En dan as jy van millimeter na centimeter toe wil gaan, sien jy die pyltjie se kop is gedeel deur 10. Hier is 'n paar voorbeelde. 15 cm wil ons verander na millimeter toe. So van centimeter na millimeter toe. Pyltjie gaan soontoe, maal met 10. So 15 maal met 10 is 150. In ander woorde 150 millimeter. As ons dan hier gaan kyk, 45 meter. So meter wil ons verander na centimeter toe. Pyltjie se kop sê maal met 100. So 45 maal met 100 is gelyk aan 4500. In ander woorde 4500 centimeter. So as hierna gaan kyk, 20 millimeter, millimeter na centimeter toe is deel met 10. 20 gedeel deur 10 is 2. In ander woorde 2 centimeter. So as hier gaan kyk, 75 centimeter wil ons verander na meter. 75 centimeter wil ons verander na meter toe. So centimeter na meter toe sien ons is gedeel deur 100. So 75 gedeel deur 100 is gelyk aan 0,75. Dit wil sê 0,75 meter. Dit is hoe mens herleiding dan sal betree. Dan kry ons hierso bereken omtrek en oppervlakte. By die omtrek die afstand rondom die vorm gemeet in eenhede millimeter, centimeter, meter en kilometer. Die berekening om die omtrek te bereken sal dan wees van sy plus sy plus sy plus sy. So jy meet plus al die sye bymekaar. So die sy plus daai sy plus die sy en daardie sy. Dis hoe mens omtrek sal bereken. Onthou dan net op die einde om jou eenheid by te voeg. Oppervlakte. Dit is die plat gedeelte wat hier binne is, hoe jy dit bepaal. Die spasie wat 'n plat oppervlakte bedek, gemeet in vierkante eenhede. In ander woorde, vierkante millimeter, vierkante centimeter, vierkante meter en vierkante vierkante kilometer. Die berekening of die formule sal dus dan net wees, in ander woorde, lengte maal met breedte. Jy gaan nie daai twee sy met mekaar maal. Op die volgende bladsy is dan die voorbeeld daarvan. Dus hier gaan kyk dan, jy moet onthou, die tel gewoonlik
plus minus 5 punte, so dan moet jy maar net weet, jy kry punte vir alles wat jy hierso gaan doen. So jy gaan punte kry vir jou formule ook. So jy gaan sê, oppervlakte is gelyk aan lengte mal breedte, en dan hier is nou 'n voorbeeld, hier gee hulle nou vir jou reghoekie, en hulle sê vir jou, daar is die lengte en is die breedte, en dan gee hulle nou net hier vir jou die afstande. So jy gaan begin, oppervlakte, lengte mal breedte. In lengte se plek vervang jy 10 cm. En dan skryf jy jou mal daar, en in jou breedte se plek skryf jy 7 cm. Dan moet jy net op jou sakrekenaar, wat jy asseblief moet gebruik, gaan intik 10 mal 7, dan kom jy uit op 'n antwoord van 70, en jy moet dan onthou om nou vierkante sentimeter by te sit. Die sentimeter is dus vir die eenheid wat jy gebruik het, jy die hele tyd sentimeter daar gebruik. So dit moet jy dan daarby skryf ook. En daai klein tweetjie is vir vierkant, byvoorbeeld 'n sentimeter. Daai vierkant of daai klein tweetjie wat jy daarvan praat, is net om te sê daar's twee sye, of in ander woorde jou lengte 1 en jou breedte 2, of dis net 'n tweedimensionele vorm. So jy gaan onthou om te sê 10 mal 7 is gelyk aan 70 vierkante sentimeter. Die sentimeter, omdat jy daai eenheid gebruik het, onthou nou weer, as daar nou millimeter gestaan het, sou dit vierkant 'n millimeter gewees het. Maar dit doen nie, dis sentimeter, so jou antwoord is met sentimeter. Dan het die klein tweetjie vir vierkante sentimeter. Aan die ander woorde, jy is besig met 'n tweedimensionele vorm. Ek hoop dit help. Dan kry ons tegniese tekening. Okay. Tegniese tekeninge, sit jy verskillende aansigte hierso. Hierso kyk ons na ons bo-aansig, net hoe jy 'n vorm van bo af sien. Dis hierdie 3 kolletjies hierso, die vooraansig, die een kolletjie wat jy hier sien, en dan die sy-aansig, die kolletjies wat jy daarso sien. As jy dan hier gaan kyk by jou aansigte, hierso sê hulle bo-aansig se definisie, wat jy sien wanneer jy direk van bo af na iets kyk. Hierso sê hulle die vooraansig, wat jy sien wanneer jy direk van vooraf na ietsie kyk. En sy-aansig, wat jy sien wanneer jy direk van die kant af ietsie sien. Dis wat daar is. Dan as jy net nog 'n paar voorbeelde op die laaste bladsytjie. As jy hierso gaan kyk, hier is verskillende stoele wat hulle vir jou gee. Die sy-aansig sien die produk direk van die kant af, hoe die stoel gaan lyk van die kant af. Vooraansig sien die produk direk van vooraf, hoe die stoel van vooraf sal lyk. Agteraansig, hoe die stoel van agteraf sou lyk, en bo-aansig, hoe die stoel direk van bo af sou lyk. Ek hoop dit help julle, baie sterkte met julle toets en lekker leer.